Die betekenis en die doel van belydenisaflegging. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op God se beloftes in die doop. Die doop verseker ons dat ons aan God behoort. Dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat hy Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en lei. Dit geld vir elkeen wat reeds gedoop is en ook vir Desmond wat nou vanoggend gedoop gaan word. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy in jou hart glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil lewe, dat jy aktief by die kerk betrokke sal bly wees en dat jy as sy getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem om ook gereeld jou Bybel te lees en te bid, sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker sal word. Nou gaan ek 4 vrae lees en dan gaan ek julle vra om daarop te antwoord. In die eerste plek, Desmond en Jasmijn, glo jy dat die leer soos dit in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? In die tweede plek, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Jesus Christus deur sy genade in die belydenis van hierdie leer tot die einde van jou lewe te volhard, alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? In die derde plek, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En dan in die vierde plek, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is julle antwoord? Ons gaan nou daar voort om die doop te bedien aan Desmond en dan sal ek verder gaan. Desmond Gates, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is van die Nederduits Gereformeerde Gemeente van Kuduskop. Julle moet alles in julle vermoë doen om die wedloop van die lewe en die geloof voluit te hardloop, sodat julle die ewige lewe as prys kan verkry. Aan die gemeente sien om na hierdie lidmate, sorg vir hulle en bid vir hulle, moedig hulle aan en leef in liefde saam met hulle, sodat God se naam verheerlik word en Jesus se liefde uitgedra sal word. Julle is lede van die liggaam van Christus, verheerlik hom deur julle lewe as heilige offers vir hom te gee. Ons gaan nou 'n paar dinge doen. In die eerste plek, ons gaan hulle gelukwens. Ek gaan die kerkraad vra om na vore te kom. Maar wat ook gaan gebeur, hier is 'n simboliese mantel. Corrie ten Boom het hierdie mantel aan Marianne Leroux om haar skouers gehang. Marianne was die
jeugbedienaar. Sy was ek dink seker die voorsitter van die jeugkommissie voor Magda Botha, en toe Marihaan hulle vertrek het, toe sy hierdie mantel aan Magda Botha gehang. En nou met hierdie geleentheid vanoggend gaan ons hierdie simboliese handeling hê om ons het saam besluit, dit moet Desmond wees, en ons gaan hom om Desmond hang, en vir die Here bid dat die Here sy bediening as kinderevangelis sal seën. Dan het hulle gevra, hulle wil 'n lied sing, maar intussen moet hulle bietjie, en julle sien mos hoe skaam is hulle. Ek moet die kinders amper gaan haal daarom uit die bank uit hier na vorentoe te kom. Maar hulle die behoefte in hulle harte om vir die Here te vra, Here, laat ons nooit hierdie plek by U verlaat nie. So ons as gemeente gaan saam met hulle sing, net om hulle te help om dit te doen en dit vir hulle makliker te maak. So ons gaan terwyl ons so sit, gaan ons saam met hulle daardie gebed sing wat hulle graag wil, en dan gaan ons vir hulle handdruk gee en hulle gelukwens, en daarna gaan ons hulle die seën van die Here toebid. En toe vra Jasmijn vir my, asseblief dominee, net nie daai een laat Heer U seën op hul daal nie. Ons sing die seën bede soos Retief Burger hulle dit sing. So ons gaan daai ene sing na die tyd. Ek wil maar net verduidelik hoekom ons hom sing. Ek is gesê hoe die dinge moet verloop. Sy is dalk skaam voor mense, maar sy weet wat sy wil hê. Dit is vir ons 'n besondere geleentheid. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam met hulle daardie liedjie.
Baie dankie. Ek vra die kerkraadslede en vir Annelie om saam met my hier na vorentoe te kom en net vir hulle die seën van die Here toe te wens. Kom ons sing hulle die seën van die Here toe, kom ons staan. Sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.